Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Vandag is donderdag en ons kyk na Haggai 2 vers 20 tot 19. Soos julle weet, stap ons hierdie week deur die boek van Haggai, die 10de van die klein profete of die boek van die 12 en gaan gerus terug op ons YouTube kanaal en kyk as jy iets gemis het. Haggai profeteer natuurlik 520 plus minus voor Christus wanneer die volk terugkom van Babylonie af na 'n vervalle Jerusalem en 'n vervalle tempel. En dan kyk ons vandag na Haggai 2 vers 10 tot 19 met die vraag: hoekom is heiligheid belangrik? Want God is heilig. Kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskrywe staan in Haggai 2 vers 10 tot 19. Op die 24ste dag van die 9de maand in die 2de regeringsjaar van Darius het die woord van die Here gekom tot die profeet Haggai. So sê die Here: Heerser oor alle magte, vra vir die priesters 'n beslissing hieroor. As iemand heilige vleis in die vou van sy kleed dra en raak met die vou van sy kleed aan brood of gekookte kos of wyn of olyfolie of enige kos, word dit dan heilig? Die priesters se antwoord was nee. Haggai vra toe: as iemand wat onrein is deur aanraking met 'n lijk van enige van hierdie dinge raak, is dit dan onrein? Die priester het geantwoord: dit sal onrein wees. Hierop sê Haggai toe: dit is hoe hierdie volk is. Ja, dit is hoe hierdie nasie voor my is die uitspraak van die Here en ook al die werk van hulle hande. Alles wat hulle daar offer is onrein. Daarom dan neem voortaan ter harte hoe dit met julle gegaan het, voordat klip op klip in hierdie tempel van die Here gelê is. As iemand na 'n koringmiet van 20 mate gegaan het, was daar maar net 10. As hy na die paskuip gegaan het om 50 mate wyn uit die klip te skep, was daar net 20. Ek het julle getref met skimmel en witroes en haal, ja, al die werk van julle hande, maar julle wou nie na my terugkeer nie, is die uitspraak van die Here. Neem ter harte hoe dit van vandag af gaan wees. Van die 24ste dag van die 9de maand af, die dag waarop die fondament van die tempel van die Here gelê is. Ja, neem dit ter harte. Is daar nog saad in die stoorkamer? Die wingerd, die vyeboom, granate en olyfbome het nie eers gedra nie. Van vandag af sal ek julle seën. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Hoekom is heiligheid belangrik? Want God is heilig. En Haggai 2 vers 10 tot 19 gebruik God 'n les oor reinheid wat die volk sou verstaan het om hulle iets baie dieper te leer. Vra die priesters vir 'n beslissing. As iemand heilige vleis dra en hy raak met die vou dan aan ander goed, word dit dan heilig? As iemand wat onrein is omdat hy aan 'n liggaam geraak het, aan daardie selfde goed vat, is hulle dan onrein? Dit is hoe hierdie volk is. Alles wat hulle daar offer is onrein. Goed verduidelik deur hierdie beeld dat sonde soos 'n vlek is wat versprei. Die volk se ongehoorsaamheid en harde harte het hulle aanbidding onaanvaarbaar gemaak. God gebruik hier 'n beeld van vleis wat onrein is. Vandag het ons yskaste en dit is bietjie vir ons 'n vreemde konsep, want die yskas hou ons vleis koud en veilig. Maar tog weet ons daar is min dinge so onaangenaam, ten minste vir my, soos vrot vleis. Daarom kan ons weet dat onreinheid vir God baie onaangenaam is. En daarom moet ons streef daarna om heilig te lewe. Dink aan soos 'n glas water wat jy moet drink. As iemand modder of chemikalieë daarin gooi, dan is die hele glas besmet en is nie meer veilig om te drink nie. Maar dan kom terug God met 'n belofte vir die volk omdat hulle teruggekeer het en die tempel herbou het. Van vandag af sal ek julle seën. Dit wys dat heiligheid om op 'n manier te lewe wat God eer, ons verhouding met God versterk. Hoekom is dit belangrik vir ons om heilig te wees? Want sonde skei ons van God. Maar heiligheid
en 'n heilige lewe bring ons nader aan hom. Ons lees immers in 1 Timoteus 1 vers 5 dat die doel van die opdrag is liefde, uit 'n rein hart, 'n skone gewete en 'n ongeveinsde geloof. Dit wil sê dat die ware geloof lei tot 'n lewe wat God behaag. Ons as feilbare mense kom gereeld by teensluitings. Ons moet kies of ons wêreld wil leef of heilig wil leef. Sal jy skinder om in te pas? Gaan jy jaloers wees op iemand anders se sukses? Of gaan jy toelaat dat God jou vernuwe en dat hy jou heilig? En heiligheid beteken natuurlik nie dat jy perfek is nie, maar dat jy kies om God se pad te volg en toelaat dat hy jou vernuwe. Dat jy eerlik is, vriendelik en getrou. En wanneer jy so lewe, dan voel jy God se vrede en sy nabyheid. Kyk na jou lewe en vra jouself die vraag, is daar gewoontes soos lieg, jaloesie, onvriendelikheid, wat jou verhouding met God dalk troebel maak soos die glas water? En vra dan vir God om jou te help en om jou te heilig. Dit beteken dalk dat jy vir iemand moet verskoning vra vir 'n fout wat jy gemaak het. En dat jy dan ook vir die res van jou lewe in 'n pad van heiligheid saam met God stap en toelaat dat hy jou deur sy genade vorm. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat U ons vandag geleer het deur die boek van Haggai van onreinheid. Help ons om vandag deur die Gees te streef daarna om meer heilig te lewe, want U is heilig. Ons bid hierdie nie omdat dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, wat in ons plek aan die kruis gesterf het vir ons sondes. In sy naam alleen. Amen. Dit was dan ons oordeenking vir vandag. En my uitdagingsvraag vir vandag is, watter gewoonte in jou lewe moet jy verander om nader aan God te kom? Dink daaroor na en vra God se hulp. En dan sien ons julle môre vir ons Vrydag oordeenking.